En wanneer elke keer as ons Bybelstudie begin, hoe lank gaan ons nog besig wees voor die koning kom? Is dit nog weke, is dit maande, is dit jare? En het is eintlik so voorreg om so deurtrek te wees met die woord, dat alles word gemeet aan dit. Ons hoop is so sterk, dit is so in ons ingewortel, omdat ons weet wat die uiteinde is, dat wat omstandighede ons ook al in 'n dag ervaar, wat ons direk soontoe. Die besef, tydelik, dit hou op. En dan is iets soos die Bybelstudie soos 'n oase in 'n woestyn. Dit is heeltemal apart gestel, een kant, weg van die wêreld, van die dinge van die wêreld. 'n Tyd waar die liggaam saam by mekaar kan wees, mekaar versterk, bemoedig, en sê, ek is ook hierso, ek het dieselfde visie, ek is op pad na dieselfde plek toe, ek ervaar ook die dinge van hierdie lewe, worstel ook soms deur dinge, en weet ook dat daar is 'n einde. Ek dink dis een van die grootste goed wat ons agterkom. Daar is 'n einde. En 'n einde van abnormaliteit. Die lewe is abnormaliteit. En as ons Vader se weë nie ken nie, en hom nie ken nie, dan probeer ons van die abnormaliteit soveel as moontlik 'n normaliteit maak. Hoekom? Maar sodat my dag nie so 'n uitdaging moet wees nie. Ek kan net normaal lewe. Maar wat is normaal? En as ons dink aan die tuin van Eden, dit is normaal. Vir ons is dit totaal abnormaal. Vir ons dink, nee, dis 'n droomwêreld, kan nie so wees nie. Maar dit is wat die normaal is. God is goed en hy bedink goeie dinge oor ons altyd. Dit is wat normaal is. En dis ons hoop. Dit is nie 'n hoop ek gaan soontoe gaan nie. Ek weet, ek gaan soontoe gaan. En daarom leef ek my lewe op 'n sekere manier. Daarom skakel ons in by Bybelstudie. Daarom is ons in gesprek met Vader. Daarom is ons in verhouding met hom. Aanvanklik as jy jonk is in die geloof en jy ontdek iets in die woord, dan wil jy dit so graag met mense deel. En dan later word dit 'n vreugde om dit met Vader te bespreek. Te sê, kyk wat ek ontdek. En hierdie dag se belewenis, alles. En jy weet dat hy kan hoor. En dit klink snaaks as ek dit sê, maar ons leef asof hy nie kan hoor nie, asof hy nie bestaan nie. Sê die skrif, die wat na hom toe gaan, moet glo dat hy is. Wanneer gaan ek na hom toe? Die hele dag. Dit is so mooi van koning Dawid se lewe, dat hy Vader so genader het en alles. Baie van die dinge sien mens in die psalms van Dawid. Sy normale daaglikse lewe was hy altyd in gesprek met Vader. Ons is in 'n beter verhouding met Vader as wat Dawid was. Hoekom? Want ons het die Heilige Gees in ons. Ons het Vader in ons. En dis 'n openbaring wat ons moet kry. Dis geweldig belangrik. Want dit is 'n uiterste opgradering van jou verhouding met die Almagtige. Ons is so gebreinspoel en geprogrammeer dat alles gaan net oor ek moet hemel toe gaan. Maar dit is nie. Dis die begin. En dan daarna gebeur al die ander dinge. En een van die grootste goeders wat met ons gebeur is ons verhouding met hom Vader. Ons is na sy beeld geskape en ons het verhouding met mekaar en net so het ons verhouding met hom. En natuurlik weer meer deurtrek ons is van sy woord. Meer ken ons, meer openbaring aan ons in die verhouding. En alles. En dit is, ekskuus as ek nou weer na die kerk toe gaan, dit is die nadeel van die kerk, want ons dink dit is die verhouding wat ek met hom moet hê. Maar dit is nie. Dit is mensgemaak. Dit is 'n drogbeeld wat ons gekry het, wat sê, so dien jy die Almagtige. Ons gaan prys en worship. Daar is nie so iets nie. Ek wandel elke dag met hom, soos Adam in die paradys met hom gewandel het. In die aandwentjie wandel ons met hom. Nou, ons het verhoudings met mense, ons het selfs verhouding met onsself, en daai verhoudings gaan maar op en af, maar ons verhouding met Vader is konstant, want hy is konstant. En ons kan altyd dieselfde teenoor hom voel, omdat ons weet hy is konstant. Bedoelende, as mens tot mens verhouding, wonder ons baie keer oor daai mens. Sê, is hy opreg in sy optrede, of dit by bedoeling? Het hy verander in sy gesindheid? Is hy kwaad oor iets? Het daar iets gebeur? En die hele tyd is ons verhoudings met mekaar onderworpe aan dit. Maar ons verhouding met die Almagtige nie. Hy is konstant, die verhouding, want die Almagtige is konstant.
En die mooie is, soos ons groei in die verhouding, gaan die verhouding se grafiek net altyd op, hy gaan nooit af. Hy doen nooit iets wat ons teleurstel nie. Hy doen nooit iets wat ons laat twyfel nie. Maar inteendeel ontdek ons al meer goed van hom wat bewys dat hy is wie hy sê hy is. En as ons sulke mooi ontdekkings maak in die woord en ons sien, die wêreld sê dit en dit en dit van hom, maar dit is nie die waarheid nie. Hier is die waarheid, hy is wat hy is. Wat gebeur met ons verhouding? En dis die verskil tussen kennis en liefde. Want my verhouding met hom is liefde. En as ek net besig is met kennis, dan staan ek buitekant die kring van verhouding. Dan is hy net iets waarvan ek kennis het. Ek kan van baie goeders kennis hê. Jy kyk dalk 'n internasionale sport. Jy was nog nooit daar nie. Jy het nog nooit die goed gesien wat hulle hanteer nie. Maar jy's 'n kenner in dit, maar jy is heeltemal 'n buitestander. En dan is jy iemand wat in daai sport deelneem. En ons verhouding met Vader is deelname. Kom maar weer terug na die rede toe ek my vir Adam gemaak het. Om met hom 'n verhouding te hê. Hy het vir hom 'n geslag gesoek. Soos wat ons kinders het en verhouding met die kinders het, is ons Vader se kinders en het daai verhouding met ons. Nou ons mens, ouer en kinderverhoudings kan maar baie sleg wees. Maar ons verhouding met die Almagtige is nie. Nou, hoekom ek hierdie dinge sê is, wanneer ons die woord lees, moet ons opgroei in die gees verhouding. En die hele tyd waak teen die dwangverhouding. En die dwangverhouding is die reëls. Loop in jou spoor, anders kry jy slaap. Versus, omdat ek met hom 'n verhouding het, wil ek in my spoor loop. En daai in my spoor loop is 'n gevolg, is nie 'n verpligting. 'n Reël, 'n wet is 'n verpligting, maar 'n keuse omdat ek dit kies, dit wil, is iets anders dan. Dis wat Vader van ons wil hê. Hy soek 'n instemmende verhouding, naamlik ek wil ook. As ek dit doen sodat ek moet hemel toe gaan, is ek eintlik 'n bedrieger. Dis soos die prinses wat met die prins trou omdat hy die prins is. As hy 'n gewone ou was, soos hy met hom getrou het, sal sy dieselfde liefdesverklaring oor hom gemaak het as hy 'n skrynwerker was. Maar nou omdat hy die prins is, en ons doen dieselfde. Ons het verhouding met hom omdat hy my siel red, omdat ek wil gered word. Maar waarna soek hy? Kan ek maar sê, ware liefde? Wat is ware liefde? Sonder bedrog, sonder bybedoeling. Wat is ware liefde? Daar's geen groter liefde as dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. As jy jou lewe vir jou vriende gee, is jy dood. Ons nou, as jy sterf in iemand anders op sy plek, niemand gaan jou vereer daarvoor nie, is dood, jy's weg. En jy doen dit omdat jy vir hulle omgee. Jy sê, ja, dit is my belangriker dat hulle moet lewe as dat ek moet lewe. Dit maak my gelukkiger dat hulle lewe as dat ek lewe. Dis liefde. As jy jou lewe gee vir die eer, is dit bedrog. Dis nie liefde nie. En dis ook hoekom die skrif sê, die liefde is dit, die liefde is dit, die liefde is nie dit nie. En as sou ek my lewe gee om gebrand te word, dis nie net liefde nie. Ons het niks. Dis eintlik maar bedrog. Nou, hoe kom ons by hierdie verhouding uit? Nie met dwang nie. Ek kan nie verhouding dwing nie. Die oomblik as jy dit gedwing het, is die liefde weg. Is die dwang dan. En dit is wat dit, kan ek met versigtige respek en aanhalingstekens sê, dis wat dit vir Vader so moeilik maak met ons. Kan ons nie dwing nie. Maar hy wil hê ons moet hom lief hê. En nou doen hy alles in sy vermoë dat ons hom moet lief hê. Maar dwang is nie een van daai nie. Oomblik as jy dwang gebruik, gaan jy liefde dood. Dit kan nie. En al die ander goed wat hy doen, is om ons te kry, om te sien wie hy is, sodat ons met hom in 'n liefdesverhouding gaan. En dit is die sleg godsdiens. Want nou raak ons betrokke by rituele, en ons doen dinge op sekere dae, en ons staan op sekere maniere, ons trek sekere klere aan, en ons swaai goedjies in sekere rigtings, en ons sing op sekere maniere, en ons dink dis liefde. Ek is seker Vader draai net om en loop weg as ons dit doen. Ek sê net, julle verstaan my totaal verkeerd. Terug na Dawid toe. Dis 'n man na God se hart. Hoekom? Want hy het 'n verhouding gehad met hom.
Toe die reus aangevat het, was dit hy en Vader. In totaliteit. As dit die Filistyne aangevat het, was dit hy en Vader. Vader was die hele tyd in sy gedagtes. Hy was die een saam met wie hy dit gedoen het. Hy is die een met wie hy die oorwinning gevier het. Waar is die rituele in dit? Daar is nie. So ons moet wegvlug van dat af, sodat ons in 'n verhouding kan kom met die Almagtige.